Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. En vandag gaan ons bietjie gesels oor hoë bloeddruk. Baie mense sukkel met hoë bloeddruk en ons het nou al geleer dat al jou siektes uit jou siel uitkom. So wat in jou siel aangaan, gaan ook uitvloei in jou bloedselle en hoë bloeddruk en jou hartsiektes veroorsaak. So ons verstaan nie altyd waar kom ons hartsiektes vandaan nie. So kom ons kyk 'n bietjie vandag na geestelike aspekte van hoë bloeddruk. So geestelik gesien kan 'n hoë bloeddruk hipertensie dikwels simbolies en metafories verband hou met spanning, druk en onderdrukte emosies, daai onverwerkte trauma. Dit beteken nie dat dit net 'n geestelike probleem is nie. Fisies is dit 'n mediese kwessie wat aandag benodig. Maar daar is wel geestelike en emosionele patrone wat dit kan beïnvloed. So ons moet dit altyd in gedagte hou. Hier is 'n paar moontlike geestelike betekenis van hoë bloeddruk. Langdurende spanning en stres. Hoë bloeddruk kan dui dat jou liggaam en gees lank onder druk is. Geestelik kan dit beteken dat jy emosioneel of geestelike laste dra wat nie verwerk of losgelaat word nie. Byvoorbeeld voortdurende bekommernis, vrees of verantwoordelikhede wat jou oorweldig. So dit gaan lê in jou sielsdimensie. Dan begin jy met daai hartprobleme, hoë bloeddruk, suikersiekte, noem dit maar op. Dit is die oorsake. So byvoorbeeld voortdurende bekommernisse, soos ek nou gesê het, vrese en verantwoordelikheid wat jy dalk nie nakom nie en dan stres jy daaroor. So onverwerkte woede en 'n wrok kan dit ook veroorsaak. Anker en wrok kan nie uitgedruk of vergewe word nie. Kan opbou en jou geestelike en fisiese gesondheid beïnvloed. Bybelstudies wys dikwels dat bitterheid en 'n wrokke nie net in die gees is nie, maar ook in die liggaam kan siek maak. So dit maak jou geestelike toestand ook siek. Dit maak dat jy nie kan bid nie en dit dryf jou net verder weg van die Here. Hebreërs 12 vers 15 sê vir ons so mooi, ons moet glo en vertrou. Beheer en perfeksionisme kom ook in by hoë bloeddruk. So hoë bloeddruk en simboliseer dat jy te veel probeer beheer of alles perfek wil hê. En dit het 'n groot invloed op jou gesondheid. Geestelik kan dit dui op 'n gebrek van vertroue in God se leiding en die behoefte om alles self te probeer regkry. Gebrek aan rus en vrede. Wanneer die hart en die gees nie rus vind nie, kan dit fisies soos hipertensie en manipuleer. Bybelverse soos Psalm 23 vers 2 en 3 en Matteus 11 28 tot 30 herinner ons om rus in God te vind wat geestelike spanning kan verlig. So dis baie belangrik dat ons dit kan verstaan. Signaal om innerlike genesing te soek. Hoë bloeddruk kan 'n waarskuwing wees dat jou gees onrustig is, dat jy innerlike genesing nodig het. So met ander woorde, jy moet inskryf vir 'n innerlike genesing kursus om ook vry te kom, gees, siel en liggaam. Baie belangrik. So hoë bloeddruk kan 'n waarskuwing wees dat jou gees onrustig is, soos ek nou net gesê het, dat jy innerlike genesing nodig het, byvoorbeeld van trauma, angs of onvervulde emosies. So,
kom ons kyk 'n bietjie na daai praktiese geestelike stappe om te probeer. Gebed en meditasie is so belangrik. Bring jou bekommernisse by God, bid om vrede en leiding. Vergewe en laat gaan, laat los. Maak vrede met mense of situasies wat bitterheid veroorsaak het in jou lewe. Sielkundige ondersteuning is ook belangrik. Dan praat met onderdrukte emosies. Met iemand wat jy kan vertrou. Vrede en rus oefen. Stil gebed, stil tyd en selfversorging help om spanning te verminder. So doen iets lekkers. Dit is belangrik om jou kuns uit te oefen. Of jou talente. Bybelverse vir innerlike vrede en loslaat van spanning is in Filippense 4:6-7. Wees oor niks besorg nie, maar laat in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging bekend word aan God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Fokus op gebed en dankbaarheid om innerlike rustigheid te vind. Matteus 11:28-30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk, hy sag. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle siele. Baie, baie belangrik. So laat jou hart rus deur jou las by God neer te lê. Dis wat ons moet doen. Die Here is my herder, Psalm 23. Ek sal niks ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters van rus lei hy my. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid ter wille van sy naam. So beelde van sorg, lyding en rus vir my siel. Jesaja 26:3. U sal hom in volle vrede bewaar. Wie sal sy gedagtes op u vestig, omdat hy op u vertrou? Vertroue in God se leiding verminder geestelike spanning. Spreuke 3:5-6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie regmaak. Los jou beheergedrag by God en vind innerlike vrede. Gebede vir innerlike genesing en vrede. Gebed om spanning en stres te laat gaan. Here, ek bring al my spanning, vrees en bekommernis na U toe. Vul my hart met U vrede, wat die verstand te bowe gaan. Help my om rus te vind in U teenoor elke las wat ek dra. So leer jy ook om die psalms in te bid. Gebed om spanning en stres te los is: Here, ek bring my spanning, vrees en bekommernis na U toe. Vul my hart met U vrede, wat die verstand te bowe gaan. Help my om rus te vind in U teenoor elke las wat ek dra. Gebed vir loslaat van woede en bitterheid. Here, vergewe my waar ek woede en 'n wrok het in my hart dra. Help my om mense en situasies te loslaat wat my spanning veroorsaak. Vul my hart met U vrede en verlig my siel. Gebed vir vertroue en rustigheid. Here, ek kies vandag om op U te vertrou en nie alles self te probeer beheer nie. Lei my gedagtes en hart na U toe, sodra my liggaam en gees kalmeer. Gebed en genesing in innerlike seer. Vader, genees die seer van trauma wat ek in my laat dra. Bring vrede
waar daar spanning is en verkoop my siel, laat my liggaam saam met my gees en vrede wees. Dit is so belangrik dat ons net alles vir die Here gee. So onthou, ons het elke tweede Saterdag Bybelstudie 9uur. Jy kan aanlyn by Google Meet saam inskakel. Ons gaan volgende Saterdag die verwerping hanteer. Ons het reeds die bitterheid hanteer, nou is dit verwerping. So mense moenie alleen sukkel nie. Hou die platform stop. Ons het kampe die 8de en die 9de by die NG Kerk Pongola kampterrein. 'n Heerlike kamp met sprekers wat kom getuig en vir ons bietjie gaan leer oor identiteit en gesonde grense. Moet dit nie uitmis nie, dagboek dit en wees geseënd. Gaan uit, hou aan Jesus se soem vas en positiewe denke en laat daai hoë bloeddruk sommer afkom. Baie dankie, wees geseënd. Mag Jesus julle bron wees hierdie week. Vertrou hom net. So ja, laat ons net vertrou.